Vader, ons het sopas daar die pragtige lied gesing, Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning, U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja. En hierdie lied gaan oor Christus, die een wat ons met U versoen het, Vader, wat U liefde aan ons kom openbaar het. En dankie dat hy die erekoning is, en dat hy die een is wat ons kom vrykoop het in sy bloed, en dat ons erfgename van God en mede-erfgename van Christus kan wees, op grond van dit wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Baie dankie vir die tere opsoekende werk van die Heilige Gees, wat ook vanmôre in ons harte werk, om te wil, sowel as om te werk na U welbehae. En vra ons, Here, dat U Gees dit vanmôre in ons harte sal stil maak, sodat ons die waarheid van die woord kan hoor, dat ons die spieël van die woord voor ons sal sien opgaan, dat ons diep sal inkyk in die volmaakte wil en wet van God, en dat U deur U Gees ons harte sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, maar ook, Here, dat U ons sal lei in U wonderlike waarheid. Baie dankie dat ons vanmôre ook ons behoeftes, ons begeertes, ons pyn en ons hartseer aan U voete kan neerlê, en dat ons kan weet, Here, daar is een wat ons beter ken as wat ons onsself ken, en dit is U die Skepper, die een wat in ons woon deur U Gees, en daarom het ons groot vrymoedigheid, om vanmôre na U te nader en te vra, Here, doen slegs U wil, Heer. U wil ook met my, U pottebakker met my die klei, vorm my en maak my net soos U wil. Here, op U slegs wag ek nederig en stil. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Vriende, baie dankie ook vir daardie hartlike samesang. Lyk my hier's 'n paar talentvolle mense tussen ons, so ons sal julle maar nader trek om te kom help in die voorsang. En altyd lekker om so saam te sing tot eer van die Here, wonderlike skrifwaarhede te sing, en ons eer die Here ook daarvoor. Nou vriende, ons gaan vanmôre blaai na Genesis 27. Ons is nou by Genesis 27, ons vorder. Iemand het eendag die opmerking gemaak, lyk my ons is nou al lank in Genesis. Nou ons gaan nog vir 'n lang tydperk in Genesis wees. Maar wil ek net gou vir u sê, terwyl u blaai na Genesis 27, waarom bestudeer ons die boek Genesis? Baie belangrik om te weet, vriende, Genesis is seker die belangrikste boek in die Bybel. Juis omdat dit die platform vir ons lê oor dit wat sal gebeur in die geskiedenis van die mens. Ons bestudeer die boek Genesis omdat ons daarin sien dat God drie-enig homself aan die mens bekend maak, dat hy alles geskaap het vir sy doel, vir sy rede, vir sy verheerliking en om eer te bring op sy naam. So hierdie skepping behoort aan God, ons is gaste op sy aarde en hy het sy woord vir ons gegee waarvolgens ons moet lewe. Ons sien dit alles in die boek Genesis. Hierdie ewige, almagtige skepper God wat hemel en aarde skape. Vriende, ons sien ook dat die Here alles ordelik geskaap het. Die boek Genesis leer dit vir ons. Die Here gee vir ons vaste opdragte in sy woord. Vir Adam en Eva het hy gesê, van die boom in die middel van die tuin mag jy nie eet nie. Dit was nie onderhandelbaar nie. Dit was God se direkte opdrag en die mens, sien ons baie duidelik, se ontrouheid word weerspieël in die feit dat hulle die leuen van Satan glo deur te dink, as hulle van die vrug eet, sal hulle soos God word, en die boek Genesis leer vir ons van die sondeval. Vriende, as u wil weet waarom dit gaan in die wêreld soos dit gaan, alles het begin by Genesis 3, die mens se rebellie teenoor God. Daarom moet ons nie verbaas wees as ons sien, dinge is besig om in 'n afwaartse spiraal te beweeg, en al hoe meer agteruit te gaan, en mense is amper sonder verstand. Die psalmdigter sê op 'n stadium, hy sê, Here, ek was soos 'n dier by u gewees, soos een sonder verstand. En ek wil vir u sê, as jy gaan luister na wat van die professore op universiteite kwyt raak, ons dink aan al die goed rondom die LGBTQ beweging, ons dink aan dieselfde geslag huwelike, ons dink aan mense se arrogansie wêreldwyd, dan sien ons dat die sondeval 'n diep effek gehad het in elkeen van ons se siele. Daarom sê Dawid, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Dis alles in die boek Genesis. Genesis 5 lees ons van die eerste geslagregister. Mense wat geleef het
en gesterf het as gevolg, 'n direkte gevolg van die sondeval. Want voor die sondeval, vriende, was daar nie dood gewees nie. As gevolg van die mense ongehoorsaamheid het sonde en dan die vloek oor die skepping deel van ons daaglikse lewe geword. Ons lees van die sonvloed, waar ongeregtighede so toegeneem het, dat die Here vir Noag roep uit hierdie hele geslag en hy sê vir hom, bou 'n ark, sodat jy en jou vrou en jou 3 seuns met hulle vroue gespaar kan word, want God sal die oordeel bring. Ons lees in die boek Genesis van God se ewige verkiesing. Hy kies Abraham uit Ur van die Galdeërs. Hy kies hierdie afgode dienaar en hy sê vir hom, jy sal die een wees waardeur ek my geslag sal bou. En die Bybel sê vir ons dat Abraham het gehoorsaam weggetrek en in gehoorsaamheid aan God het God met hom 'n verbond gesluit. En ons sal bietjie later stil staan by wat hierdie verbond behels. Maar die hele groot gedagte is, vriende, as ons die boek Genesis nie verstaan nie, sal die res van die Bybel nie eintlik vir ons sin maak nie. Iemand het eendag vir my gesê, man, ek lees net die Nuwe Testament. Die Ou Testament is nie meer van toepassing op ons nie. En ek het baie duidelik vir die persoon gesê, as jy die Ou Testament nie verstaan nie, kan jy nie sin maak van die Nuwe Testament nie. En ek wil net gou vir u vertel, een van Dr. John MacArthur se sendingsspanne het op 'n stadium sendingwerk gaan doen by 'n onbereikte land, onbereikte klomp mense, en daar word vertel dat hulle die evangelie van Matteus, vertaal het en vir hierdie mense begin uitdeel het. En so bietjie met hulle deur hierdie evangelie van Matteus gewerk het. En die mense was redelik opgewonde en hulle het amper hierdie Jesus figuur gesien as 'n towenaar. Hy kon brode vermeerder het, hy kon siekes laat gesond word, blindes kon ewe skielik sien, hy dooies opgewek. Maar daar was eintlik nie veel wat gebeur het onder die mense nie. En hierdie sendelinge was heel verbaas gewees en op 'n stadium het hulle raad gaan vra maar wat doen ons verkeerd? En die raad het gekom, vertaal die boek Genesis, begin by die begin met hierdie mense, en dan sal Matteus vir hulle meer sin maak, want die skepper God is die een wat mens kon word het. Jesus was skepper gewees. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. En hulle het hierdie boek Genesis vertaal. En daar het massas mense by die Here uitgekom. Want hulle het besef dat die skepper het mens kom word. God het van die ewigheid af in tyd kom inkom, sodat hy sondaars kan red. Hy is God, het die Bybel vir ons sê, die gestalte van 'n diensknegt kom aanneem. Daarom wil ek jou vra, moenie Genesis gering ag nie. As jy nie Genesis kan glo en die vertelling in Genesis dat God die skepper is, hy is die ewige een, hy is die een wat opdragte gee, en dat sonde 'n verwoestende effek op mense het nie, sal die res van die Bybel nie vir jou sin maak nie. Daarom beweeg ons stadig maar seker op 'n slakkepas deur Genesis, af en toe op 'n psalm om net so 'n bietjie op te beer, want vanmôre praat ons oor 'n disfunksionele verbondsgesin. En ek sê vir Ethel op 'n stadium, is hierdie tema nie 'n mond vol nie. Sy het nie veel gesê nie. Nou as my vrou nie veel sê nie, dan weet ek sal moet goed verduidelik vanmôre dat u verstaan wat ek bedoel. Maar die hele gedagte, ons moet sien dat hierdie groep mense wat God gekies het, Abraham, Isak, Jakob, die 12 seuns van Jakob later, nie volmaakte mense was nie. Baie keer sê mense vir my, Gerard, ek gaan nie nagmaal kom bywoon nie, want ek kan nie van die beker gebruik en van die brood eet nie, want ek het hierdie week A, B en C gedoen. En vriende, mens sal nooit sonde verskoon nie, en die daaglikse dinge wat ons baie keer doen, en ons optrede en ons denke en goeders, dit kan ons nie verskoon van om aan te sit by die tafel nie, want luister, die Here roep nie volmaakte mense nie. Hy roep sondaars tot bekering. Ons moet elke dag streef en poog en roep na heiligheid. Maar ons sal sien vanmôre ook in hierdie Genesis 27 vertelling, dat hierdie geroepenis van die Here, hierdie verbondsfamilie, hierdie groep waaruit die volk Israel sal kom en later die Messias, was nie volmaakte mense nie. Daarom moet ons verstaan dat God se ewige roeping nie gaan oor my prestasie nie.
Die hele boek Genesis leer vir ons wat Romeine 8 en 9 vir ons leer, dat God van ewigheid af vir Christus 'n bruid beloof het. Hy het gesterf aan die kruis om hierdie bruid van hom vry te koop. En hierdie bruid van hom is nie volmaak nie, maar ons sien uit na die volmaaktheid, wanneer ons eendag by die Here sal wees. Nou vriende, ons het al gevorder tot by Genesis die 27ste hoofstuk. Nou laasweek het ons so 'n bietjie gekyk, Genesis 26, na hierdie gedagte. Ons het eers gekyk na die feit dat Isak en Rebekka hierdie twee gunsteling seuns gehad het. Isak het van wie gehou? Van Esau. En ons sien Rebekka was erg oor Jakob gewees, die probleme wat dit in die gesin na vore gebring het. Ons het so 'n bietjie gekyk verlede week, so half vers vir vers deur hierdie gedeelte ook gewerk, om vir u die bepaalde gedagtes te wys rondom hierdie gesin. En vanmôre gaan ons bietjie stil staan by Genesis 27 en met u een van die hartseerste hoofstukke in die Bybel hanteer, waar God se geroepenis, waar hierdie verbondsfamilie, waar hierdie mense met wie God 'n verbond gesluit het, as disfunksionele gesin, elkeen in sy eie rigting getrek het, en gedink het, hulle kan God help in sy ewige plan, en eintlik verwydering tussen mekaar bewerk het. Vriende, as ons dink daaraan, as iets goed funksioneer, sê gou vir my, as 'n ding goed funksioneer, dan hardloop hy mooi. Ons dink aan 'n kar. Nou, meeste vrouens sal nou nie veel geïnteresseerd wees daarin nie, maar ons sal nou by 'n illustrasie kom wat vir julle ook sal help. Maar as jy 'n kar vat, hy het gewoonlik 4 vangproppe. In Afrikaans of in Engels is dit plugs, 4 plugs. As jy een uithaal, hoe loop daai kar? Hy sal mis. Hy sal heeltyd so maak, nê? En dan gaan jy dink by jouself, wat is fout met die kar? En as jy die vangproppe vervang en al 4 is mooi ingestel, hardloop daai kar weer seepglad. As jy 'n resep vat en jy laat die eiers uit, gaan die koek plat val. Die hele gedagte is net, as jy wil hê iets moet regloop, is daar 'n sekere standaard en 'n sekere riglyn waarvolgens jy dit moet doen. Daar's sekere spesifikasies, daar's 'n resep, daar is sekere standaard dinge wat gedoen moet word. En die Here het alreeds vir Abraham sy woord gegee. Isak was goed vertroud met God se woord. Ons sien selfs in Isak se lewe 'n baie mooi geestelike groei. Maar in Genesis 27 kom ons agter die agteruitgang in sy geestelike lewe, hoe dit 'n effek gehad het op sy vrou, hoe dit 'n effek gehad het op sy kinders. En wil ek vanmôre vir die pa sê, jy is verantwoordelik vir jou vrou en jou kinders se geestelike begeleiding. Die vrou moet jou nie lei nie, jy moet jou vrou lei. Jy's die hoof van jou huis. En daarom is dit belangrik om te sien dat Isak skande en skade in sy eie huis gebring het, omdat hy agteruit beweeg het in sy geestelike lewe, omdat hy nie die pad met die Here gestap het, soos hy dit behoort te gestap het nie. So kom ons kyk gou vinnig. Hierdie man, hierdie seun Isak, was die beloofde seun van Abraham en Sarai op 'n baie hoë ouderdom. U sal onthou, Abraham was amper 100 jaar oud, Sara 90 jaar oud. Die kind van die belofte word gebore, die seun Isak. Dieselfde verbond wat God met Abraham gesluit het, het hy met Isak gesluit. En hierdie verbond het behels tydelike en geestelike voorspoed en seëninge. Ek het vir u laasweek gesê, die Here gee dit nie vir almal nie. U sal onthou, dit was een van die punte wat ons verlede week hanteer het. Ons het so 'n klompie punte hanteer oor Isak wat afgetrek het na die land van die Filistyne, sy vrees om 'n leuen laat vertel. Hierdie leuen het uitgeloop daarop wat Abimelech hom aangespreek het. Ons sien later die voorspoed wat hy geniet het, die putte wat hy gegrawe het. Ek gaan 'n paar oordeenkings hou oor hierdie geestelike putte wat toe verstop word. Ons het later gesien die bittere verdriet met die kinders of die skoondogters wat Rebekka en Isak gekry het deur die huwelike van Esau. En het ons gesien op die einde van die dag dat hy geweldige seëninge dan beleef het, omdat God ook hierdie verbond met Abraham gesluit het. Hierdie verbond het ook behels dat Abraham se naam groot sal wees. Wat sê die Fariseërs vir die Here? Hy sê ons is kinders van Abraham. Baie dankie. Baie dankie. Julle moet net ek julle vang slaap nie, hoor. Die diens het nou eers begin. OK, so Abraham se naam sal groot wees. Ons sing die liedjie in die sonnaskool.
Vader Abraham het baie seuns het Vader Abraham. Hy het klomp seuns en kinders later by Ketura gehad, sy tweede vrou, nadat Sarah hier oorlede is. Maar die Bybel sê sy naam sal groot wees. En tot in die tyd van die Here Jesus het hulle gepraat van ons is kinders van Abraham. Verder die verbond, uit Abraham se lendene sal die nasies geseën word en die Messias sal gebore word en hy sal 'n seën vir die nasies wees. Mense word gered uit elke nasie, taal, volk, stam, 'n direkte belofte van dit wat die Here vir Abraham gegee het, die verbond wat God met Abraham gesluit het. Luister, al was Abraham sommige tye ontrou, het God se verbond bly voortgaan, want al is ons ontrou, God bly getrou. Luister, jy gaan nie in die hemel eendag kom oor jou getrouheid nie. Daar's een wie se naam ons kan bely as ons die dag by die poort van die hemel kom, dis die naam van ons Here Jesus Christus. Hy het die weg gebaan sodat ons gered kan word. Verder was die besnydenis 'n teken gewees en sien ons ook dat Abraham besny is op 'n hoë ouderdom en dan al sy kinders van 8 dae, sy seuns van 8 dae en ouer. Ons het gesien met hierdie kwessie van dat Abraham sy vrou Sarai kon nie swanger raak nie. Isak is gebore op 'n baie hoë ouderdom omdat God 'n belofte gemaak het. Nou sien ons by Isak se vrou dieselfde. Die Bybel sê Isak was 40 jaar oud toe Rebekka, die dogter van Betuel, die Arameer uit Paddan Aram, die suster van Laban, vir hom as vrou geneem is. En Isak het die Here gesmeek met die oog daarop, want hierdie vrou was onvrugbaar. En die Here het hom verhoor, sy het swanger geword. Die Bybel sê daar was 2 kinders wat in haar gedruk het, 'n tweeling, nê? Ek sê vanmôre vir van die ouens wat saam met voorsang doen, praat ons oor wie was die kwaai ouer in die huis, en ek sê nee, my ma was die kwaai ene, en ek het agtergekom later, want sy het 6 kinders gehad. Hierdie 2 het hulle baie moeilikheid gegee, nou moet jy weet dat daar nog 4 bykom, 6. Maar die hele gedagte net is, hierdie 2 seuns het in mekaar gedruk, en die Bybel sê dat Rebekka sê, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan nog? En sy gaan raadpleeg die Here. Jy moet nou onthou wat hier staan. Toe hierdie kinders in haar druk en die pyn vir haar groot raak, toe gaan wie raadpleeg sy? Die Here. En sy vra vir die Here, Here asseblief gee vir my antwoord, wat gaan aan? Die Here het haar geantwoord, 2 nasies is in jou skoot en 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam. Die een volk sal sterker as die ander volk wees en die oudste sal die jongste dien. Rebekka vra die vraag, die Here antwoord daar, sy weet presies waaroor dit gaan. Isak weet presies waaroor dit gaan. Die Bybel sê die daar vervul is, dat sy moes baar, wat haar 'n tweeling in die skoot. Die eerste een wat gebore is, was die een Esau gewees, verskoon. Die Bybel sê rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarna is sy broer gebore, hy het die hakskeen van Esau vasgehou, en sy naam was Jakob, en Isak was 60 jaar oud toe hulle gebore is. Die Bybel sê die seuns het opgegroei, Esau was 'n jagter, Jakob was 'n vredelievende man wat in die tente gewoon het, en dan die hartseer woorde, Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. En dit bring ons nou by Genesis 27. Nou vriende, vanmôre se boodskap gaan so 'n bietjie in 'n ander rigting beweeg. Ek gaan vers vir vers deur hierdie Genesis 27 werk. So kom ons val weg, dis die agtergrond, waarom bestudeer ons Genesis? Waar kom die volk Israel vandaan? Die verbond wat God met Abraham gesluit het, wat oorgaan na die seun Isak toe, wat oorgaan na Jakob toe. Jakob wat later sy 12 seuns seën, en ons sien hoe die volk Israel dan reg oor die wêreld versprei is, as u die Ou Testament gaan lees, en ook die geskiedenis volg. Nou in Genesis 27 lees ons die volgende. Toe Isak oud geword het en sy oë swak was, sodat hy nie kon sien nie, het hy sy oudste seun Esau geroep en vir hom gesê, my seun. En hy het hom geantwoord, hier is ek. Toe sê hy, kyk tog, ek het oud geword, ek weet die dag van my dood nie. Neem dan nou tog jou wapens, jou pylkoker en jou boog en gaan uit in die veld en jag vir my 'n stuk wild en maak vir my lekker ete klaar soos ek dit graag wil hê en bring dit vir my om te eet sodat my siel jou kan seën voordat ek sterwe. Nou vriende, as ons na hierdie eerste paar verse kyk in die boek Genesis, die 27ste hoofstuk, kom ons agter dat Isak geestelik agteruit begin gaan het. Nou as u vir my vra, maar Gerard, hoe lei jy dit af? Ek gaan u graag die vraag beantwoord.
terwyl u my nou gevra het, gaan ek dit graag vir u probeer beantwoord, want as 'n mens net so 'n bietjie kyk na Isak se lewe, sy vroeë lewe, sy wandel met die Here, sy toewyding, hoe hy die aande uitgegaan het om te pyns, om te bid, om tyd met God te spandeer, sien ons nou dat Isak 'n paar dinge in sy lewe te voorskyn bring wat ons bekommerd maak en waarop ons self moet let, dat ons nie geestelik goed begin en swak eindig nie. Dit gaan nie oor wie ek was 20 jaar terug en hoe ek die Here 20 jaar gedien het nie, dit gaan oor hoe ek nou die Here dien. Ek onthou in een van my gemeentes, het ek huisbesoeke gaan doen, dan vertel die ooms my, Domie, 35 jaar terug, het ek dit en dit en dit vir die Here gedoen, en hulle noem vir my al hierdie goed op, en sê ek, oom, wat doen jy vandag vir die Here? Wat doen jy vandag vir hom? Jy sien, ouderdom is nie 'n verskoning vir agteruitgang in die geestelike lewe nie. Maar ons sien hier dat die Bybel sê sy oë het swak geword, hy het gedink sy dooddag is naby, en hy roep vir Esau en hy sê vir Esau, luister, gaan en gaan maak vir my 'n ete reg. Nou as ons dink daaraan, vriende, dan sien ons die agteruitgang in die sin, dat Isak het presies geweet wat God se verbondsbelofte is. Die dag toe Esau en Isak gebore is, en Rebekka die Here raadpleeg, of verskoon, toe Jakob en Esau gebore is, en Rebekka die Here raadpleeg, toe sê die Here vir haar, die jongste sal die oudste sal die jongste dien. Die jongste een sal die een wees wat in beheer is. Die jongste een sal hierdie verbondsbeloftes van God uitdra. En as ek hier en daar op die mekaar raak met die Isak, Jakob, Rebekka, alles, julle weet presies waaroor ek praat. OK. So wat gebeur nou? Isak weet presies wat God sê, maar hy roep vir Esau een kant en hy sê vir Esau, luister Esau, wil jy nie asseblief my ete klaarmaak nie? Ek gaan sterwe, bring vir my die lekker kos, jy kan eet, jou kan seën, en dat ek kan sterwe en klaar kry. Nou vriende, luister gou. Martin Luther het 'n studie gedoen van die lewe van Isak, en 'n tydlyn getrek, en na hierdie woorde, wat Isak met Esau gedeel het, het hy nog 43 jaar lank gelewe. Nou dis nou vir my so 'n bietjie vroegtydig om te sê, luister effeltjie, maak 'n bietjie vir my 'n lekker bietjie beestert en 'n rysie dat ek kan eet en julle kan seën dat ek sterwe. En 43 jaar later sê sy vir my, nou wanneer gaan jy plan maak? Dis nou al 43 jaar verder. Sy wil al die erfporsie begin spandeer en ek byt nog steeds vas. Maar vriende, dis presies wat hier gebeur het. Onthou net, ek het vir u gesê laasweek, hierdie was nie mense wat vanuit die ruimte gekom het nie. Hulle het nie 6 duim bo die grond gesweef nie. Dit was 'n doodnormale gesin soos ek en jy. En hierdie man is alreeds 43 jaar voor sy dood het hy opgehou lewe. Luister mooi. Hierdie man Isak het eintlik 43 jaar voor sy werklike sterfdag eintlik half boedel oorgegee. Tou opgegooi. Hy het nie meer kans gesien vir die lewe nie. Lyk vir my alles was vir hom net te veel gewees. Hierdie man Isak, in plaas van om in hierdie moeilike tyd in sy lewe waar sy oë begin swak word, die Bybel sê dit vir ons, sy gesin geestelik te begelei in verskillende vertroue op die Here en hoe om in moeilike omstandighede en situasies jou vertroue in die Here te stel, sien ons 'n mate van depressie, moedeloosheid, so half ongelukkigheid in sy lewe. En hy roep sy seun eenkant, Esau, terwyl hy weet dat die Here vir Jakob die belofte gegee het, dat hy dan ook die een sal wees wat die seën verder sou dra. Nou wil ek vanmôre vir jou vra. Ek weet nie hoe oud is jy nie. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, maar het jy al opgehou lewe? Is jy vanmôre net hier? Bestaan jy net? Ek staan op, ek is depressief, ek is moedeloos, ek sien nie kans vir die lewe nie, ek is so half ongelukkig met die Here oor my omstandighede, dinge is net nie vir my lekker nie, en ek gaan so deur emosies elke dag, en ek hoop maar ek sterf so vinnig as moontlik, want die lewe is eintlik nie vir my die moeite werd nie. Dan wil ek vanmôre vir jou oproep om te sien uit die lewe van Isak, dat die Here vir my en vir jou elke dag as 'n geskenk gee. En ek vra vir jou vanmôre, sien dit as 'n geskenk, staan op en doen wat God van jou vra. Vriende, moenie dink dat elke dag is jou dooddag nie. Dit kan wees, ons weet nie.
maar lewe voluit elke dag. En wanneer die Here die lyn in die sand trek, en wanneer die dag is wat die Here jou oproep om na sy heerlikheid te kom, leef so dat jy gereed sal wees, dat jy die mooi so by die Here sal kry, en dat jy besig sal wees om in die Here se akker dan te arbei. Hierdie man Isak het eintlik half boedel oorgegee nog lank voor hy gesterf het. Die Bybel sê vir ons verder, vriende, dat Isak het geweet wat God gesê het in Genesis die 26ste hoofstuk, dat die oudste die jongste sal dien. Dat hierdie man Esau eintlik onder sy broer Jakob sal inkom. Maar omdat Esau Isak se gunsteling was. Onthou jy die boodskap wat ek daaroor gepraat het? Moenie 'n gunsteling in jou huis kies nie. Moenie een kind bo die ander kind stel nie. Omdat Isak Esau liewer gehad het, luister, net vir een rede. Esau was die macho, sterk man. Hy het met 'n pyl en boog rondgeloop, hy het diere gejag en dat hy lekker potjiekos gemaak. Dis eintlik al, daar was niks geestelikheid by Esau gewees nie. Esau het God nie lief gehad nie. Esau het hierdie twee heidense vroue gaan trou en hy het nie omgegee wat sy pa en sy ma daaroor sê nie, maar Isak was lief vir wildsvleis. Eintlik was Isak lief vir sy ma gewees. Dit gaan oor wat kan hy eet, wat kan hy kry, watter voordeel kan hy kry. Roep hy hierdie man Esau eenkant, en hy sê vir hom, luister Esau, gaan jag vir my jou vleisie. Hy sê, kom dan hier, dat ek kan eet en jou kan seën. Duidelik direk teen God se opdrag. En ag vriende, ek het hier op my notas geskryf, hoe dikwels vind ons dit nie vandag in huise nie. Ouers weet wat God se woord sê ten opsigte van sonde, kinderopvoeding, maar hulle maak aanpassings, soek verskonings, kom op vir hulle kinders se sondes, tot bittere verdriet vir almal. Luister, as die Here sekere opdragte gee, al het ek my kind hoe lief, dan gaan hy hoor wat sê die Here. Nie wat sê ek nie, nie wat my opinie is nie. Hierdie man Isak se agteruitgang is duidelik sigbaar. Kos is vir hom belangrik. God se woord is nie meer belangrik en God se duidelike opdrag wat hy gegee het in Genesis 26 dat die oudste die jongste sal dien nie. Vriende, omdat hy geweet het hierdie hele saak waarmee hy besig is lynreg teen die woord van die Here, roep hy nie sy gesin bymekaar nie. As jy 'n lewensbelangrike aankondiging wil maak, dan roep jy jou gesin bymekaar en jy sê vir hulle, luister, hierdie en hierdie ding is besig om te gebeur, dis die een wat ek gaan aanstel, dis die een aan wie ek my seun gaan gee. Hy doen dit nie. Dis alles 'n agteraf komplot, waar Isak Esau eenkant roep, en hy sê vir hom, luister, jag vir my 'n stukkie wildsvleis, maak vir my ete gereed, sodat ek jou kan seën. Oneerlik, agteraf, en skelm in dit wat hy doen. Voedsel was vir hom belangriker as sy getuienis. Voedsel was vir hom belangriker gewees as gehoorsaamheid aan die Here. Vriende, Isak se lewe lewer die duidelike bewys van dit. Dit gaan nie oor hoe jy begin nie, maar oor hoe jy eindig. Nou lees ons verder. Onthou nou, dis die begin. Hierdie man Isak roep sy seun Esau. Esau gaan nou veld toe om nou vir hierdie diere te jag. En nou is daar 'n vroutjie wat inkom in hierdie verhaal. In hierdie disfunksionele familie is daar vier rolspelers. Isak in sy agteruitgang roep vir Esau. Hy weet wat God se opdrag is. Esau weet hy het sy geboortereg verkoop vir 'n pot lensiesop. Hy dink by homself, maar ek gaan wegkom met hierdie ene, kom ek gaan jag, ek bring vir my pa kos, maar tannie Rebekka is daar. En sy luister, ons weet nou nie of sy afgeluister het nie, ons wil nou nie in die teks iets lees nie. Maar die Bybel sê, Rebekka het geluister terwyl Isak met sy seun Esau spreek. En Esau het in die veld gegaan om 'n stuk wild te jag en dit te bring. Toe het Rebekka met haar seun Jakob gespreek. Kyk, ek het jou vader met jou broer Esau hoor spreek en sê, bring vir my 'n stuk wild en maak vir my lekker ete, dat ek kan eet en jou kan seën voor die aangesig van die Here voor my dood. Ons gaan later 'n bietjie kyk na waarom hierdie seën so belangrik was. So hou net dit in die agterkop. Hierdie is 'n geweldige belangrike geleentheid wat sou plaasvind, waarvan Isak eintlik heeltemal stil bly, vir die res van sy gesin nie vertel nie. Dis net tussen hom en Esau, terwyl dit eintlik vir die hele gesin moes wees. Nou sê Rebekka vir Jakob, luister, my seun, luister dan na my, na wat ek jou beveel. Loop nou na die kleinvee en gaan haal vir my daar 2 mooi bokkies.
dat ek vir jou vader daarvan 'n lekker ete kan maak, soos hy dit graag wil hê, dan moet jy dit na hom toe bring, dat hy kan eet, sodat hy jou kan seën voor sy dood. Nou vriende, wat vir my hartseer is, onthou ons tema, die disfunksionele verbondsfamilie. U sal sien dat al 4 van hulle was eintlik besig om, kom ons gebruik die Engelse woord, te scheme. Elkeen het 'n gedagte gehad. Ken u schemers in u lewe? By jou werksplek, in jou familie, miskien selfs jou kinders, miskien is jy selfs een, wat altyd besig is om te scheme, om 'n ding toe te bewerk, dat ander mense op 'n manier oortuig word van iets. Nou sien ons dat Rebekka niks anderste as Jakob, as Isak en as Esau is nie. Die Bybel sê vir ons, sy het iets vermoed en heel moontlik afgeluister wat die twee gepraat het, en die Bybel sê dit nie vir ons eksplisiet en duidelik nie, maar al wat ons weet, dat hierdie vrou net so goed soos Isak weet, wat die Here gesê het oor die belofte. Die Bybel het gesê, die oudste sal die jongste dien, en in plaas van om na Isak te gaan en te sê, my man, luister, kom ons hou 'n huisvergadering, jy weet wat het die Here gesê, jy weet, die Here het gesê, die oudste sal die jongste dien, jy het geweet dat die Here gesê, dat Jakob hierdie verbond sal voordra. Nee, die Bybel sê vir ons, sy neem nie haar toevlug na die Here, soos toe sy swanger was nie, maar sy beraam haar eie plan, en sy trek haar seun in hierdie plan in, en die Bybel sê vir ons, sy praat nie met Isak nie, sy herinner hom nie aan God se beloftes nie, sy sleep haar seun Jakob in, wat maar al te gretig deel aan hierdie komplot. Wat beteken Jakob? Onderkruiper, bedrieër, 'n man wat sy naam gestand sal doen. Vriende, in plaas van hierdie saak in gebed aan die Here op te dra, is hierdie gesin elkeen besig om vir homself te beklei. En die ouers se gunstelinge word eintlik voorgetrek, en die God wat met hulle verbond gemaak het, word heeltemal buitekant die raamwerk geplaas. Nou leer die Bybel vir ons, toe sê Jakob vir sy moeder Rebekka, kyk, my broer Esau is 'n harige man, en ek is 'n gladde man, miskien sal my vader my betas, en ek sal in sy oë wees soos 'n spotter, en sou ek dan 'n vloek oor my bring, en nie 'n seën nie. Maar sy moeder antwoord hom, laat jou vloek op my wees, my seun. Wat 'n ma, hè? As jy ontevrede is met jou ma, kyk bietjie na Auntie Rebekka. Sy sleep haar kind in hierdie gruwelike sonde, en sy sê, luister, as jou pa jou vervloek, ek sal die vloek dra, no problem. Maar ons gaan vir hierdie Isak, wat nie lekker kan sien nie, ons gaan hom 'n rad voor die oë draai. Luister net na my en gaan haal hierdie 2 bokkies vir my. Toe het hy dit gaan haal, en aan sy moeder gebring, en sy moeder het daarvan 'n lekker ete gemaak, soos die vader het graag wil hê. Ook neem Rebekka die beste klere van Esau, haar oudste seun, wat by haar in die huis was, en sy trek dit vir Jakob aan, haar jongste seun, en die velle van die bokkies trek sy oor sy hande, en oor die gladdigheid van sy nek, en sy gee die lekker ete, en die brood wat sy gemaak het, in die hand van Jakob, haar seun. Nou vriende, wat is baie belangrik in hierdie gedeelte? Wat het u opgelet in hierdie gedeelte? Dat aanvanklik lyk dit of Jakob besorg is oor hierdie oneerlikheid van sy ma. Het jy dit gesien? Maar as ons mooi kyk na die teks, is hy nie eintlik besorgd oor die feit dat hulle verkeerd doen nie, maar dit gaan oor, sê nou ek word uitgevang. Eintlik gaan dit vir hom spesifiek oor homself, sê nou ek word uitgevang, wat gaan gebeur? En ek het so daaraan gedink, dis tipies van kinders van die Here wat met sonde besig raak. Jou kop werk oortyd nie in die toepassing van God se woord nie, maar in die selfregverdiging. Hoe kan ek myself verskoon as ek uitgevang word oor my sonde? Hoe kan ek my sonde kamoufleer, dat dit nie lyk soos sonde? Hoe kan ek myself in my kop regverdig en oortuig, dit wat ek nou doen, is die regte ding om te doen? Vriende, mense is blaatant, hulle oreer, dan vang jy hulle uit, dan sê hulle vir jou, maar die Here wil hê ek moet gelukkig wees. Nee, of hulle steel by die werk en hulle word uitgevang, maar hoe kan die ander meer as ek hê? Die Here verstaan, ek het hierdie nood gehad, dan is die geld nie vir nodige goed gewees nie. Jy kan nie steel, al is dit vir nodige goed, diefstal is verkeerd, maar mense regverdig hulle self. In die 28 jaar wat ek in die bediening is, wil ek vir u sê, het ek male sonder taal mense gekry wat hulle sonde regverdig. Dis presies waarmee Jakob hier besig was. Okay, my ma het gesê, so dit moet seker reg wees, maar ek gaan uitgevang word, ma, moenie worry nie, ek sal die vloek dra. Dis reg. Die seun gaan ek ontvang, maar alles is uitgesorteer, kom ons doen dit, kom ons gaan voort met die werk. En baie interessant is,
dat hierdie man, Jakob, saam met sy ma in hierdie komplot is. En hulle werk eintlik lynreg teen wie? Teen die Here. Hulle werk lynreg teen die Here, want in Genesis 26 het die Here klaar gesê, die oudste sal die jongste dien. In plaas van om na die Here te gaan en te sê, Here, laat U die saak uitspeel soos U goed dink, is hulle besig om hierdie komplot te smee. Nou sê die Bybel vir ons in vers 18, ete is gaar gemaak en hierdie man Jakob neem nou die voedsel na sy vader Isak. Hy sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek. Wie is jy, my seun? En Jakob sê aan sy vader, ek is Esau, u eersgeborene, en ek het gedoen soos u my beveel het. Rig u tog op, sit en eet van my wildsvleis, dat u siel my kan seën. Hoor wat staan hierso. Daarop het Isak aan sy seun gesê, hoe het jy dan dit so gou gekry, my seun? Hoor gou hier. En hy antwoord, omdat die Here u God dit het my laat teekom het. Hulle trek selfs nou die Here in hulle komplot in. Vriende, luister, as jy met sonde besig raak, sal jy sê, ek sweer voor God, ek het nie hierdie ding gedoen nie. Ek sweer op my eie lewe, dat ek nie hierdie bedrog gepleeg het nie. Hoe ver kan 'n kind van God net nie val in sy sonde nie? Dis presies wat hier gebeur. Hierdie seun, Isak, wat die verbondsbelofte sou voordra, uit hom, vriende, sou Jakob, of wat Jakob gebore is, en uit Jakob die 12 seuns van Israel, waaruit die geslag dan ook uitgebrei sal word, is 'n man wat totaal in sy geestelike lewe agteruit gaan, en sy seun Esau en sy seun Jakob sien dit, en hulle volg hulle pa se voorbeeld na. Isak sê vir Jakob, kom tog nader, dat ek jou kan betas, my seun, of jy waarlik my seun Esau is of nie. Jakob het nader gekom na sy vader Isak, en hy het hom betas en gesê, die stem is Jakob se stem, maar die hande is Esau se hande. Ek moet vir u sê, ek is dankbaar, ek is nie so aardig nie. Dink net wat jou skeermislemmetjie rekening sou wees in 'n maand. OK. Vers 23, maar hy het hom nie geëie nie, omdat sy hande harig was soos sy broer Esau se hande, en hy het hom geseën. Hy het naamlik gevra, as jy waarlik my seun Esau? En hy het geantwoord, ja. Toe sê hy, bring dit vir my nader, dat ek van die wildsvleis van my seun kan eet, sodat my siel jou kan seën. En hy het vir hom nader gebring en hy het geëet. Hy het vir hom wyn gebring en hy het gedrink. Wat staan vir u uit van hierdie paar verse? Net een woord. Leuns. Op leuns. Op leuns. Op leuns. Hoor gou. Isak sê vir Jakob, is jy my seun? Hy sê, ek is u seun. Ek het gedoen soos u vir my gevra het. Ek het wildsvleis vir u reggemaak, vir u geseën. Hoe het jy dit so vinnig gekry? Omdat die Here u God my dit laat teekom het. Hy vra vir hom weer in vers 24, is jy waarlik my seun? En hy antwoord hom, ja. Johannes 8:44 sê, julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader doen julle. Hy is 'n leienaar van die begin af en hy staan nie in die waarheid nie. En luister, die Here sê dit vir ongeredde mense. En tog kom hierdie geredde man, hierdie man Isak en hierdie man Jakob. En ons sien die leuns, die bedrog, die agterafgeheid in hulle lewe. Isak wat die komplot smee om sy seun Esau te seën, terwyl die Here gesê het, Jakob sal die seën dra. Jakob wat saam met sy ma Rebekka reg in eie hande neem. Hy lieg vir sy pa. En ons sien hierdie hartseer verhaal in die Bybel afspeel. Maar vriende, u gaan sien as ons die boodskap klaarmaak, dat die God wat op die troon van die hemel sit, nie deur ons sonde onkant betrap sal word nie. Luister, jy en ek is nie groot genoeg om sy plan te verydel nie. Alhoewel ons baie hartseer gevolge beleef as gevolg van ons sonde, sien ons dat God se volmaakte plan en wil sal geskied. Sê gou vir my, dink u die Here was onkant betrap toe Adam en Eva in die tuin gesondig het? Nee. Hoe het hulle gesondig? Met 'n leuen van wie? Van die duiwel. Die duiwel sê vir Adam en Eva, julle sal soos God wees. Hulle het nie soos God geword nie. Wat sê die Here op 'n stadium vir Petrus in die Nuwe Testament? Wyk agter my, Satan. Luister vanmôre,
Kind van die Here, u wat vanmôre weergebore is, luister na die Here. Jy wat meen dat jy staan, pas op dat jy nie val nie. Moenie met sonde begin heel nie, want hy trek vir jou stadig, maar seker in. Ek sê vir mense, die duiwel is 'n meesterhengelaar. Hy gooi sy visstok met sy aas aan, gooi hy in die water en hy wag vir jou, geduldig, tot hy begin proe en later hierdie aas gryp en die hoek jou vang en jy begin met leuns en bedrog en agteraf dinge wat jy doen en jou lewe sink weg, sodat jy later met hartseer en droefheid gevul is. Ek gaan verder aan vers 26. Daarop sê sy vader Isak vir hom, kom tog nader en soen my seun. Hierdie man, Jakob, kom nou na Isak en hy soen sy vader en sy vader ruik die geur van sy klere. Waarom? Hy het eers sy klere aangehad. En hy seën hom en hy sê, kyk, die geur van my seun is die geur van die veld wat die Here geseën het. En mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vetgrond van die aarde en die oorvloed van koring en mos. Sê gou vir my, kom ons stop het gou oomblik dat die ouens wat sy koppies nou knik, net weer kan by wees. Isak dink hy seën nou vir wie? Vir Esau. Maar hy seën eintlik vir Jakob. Hy weet van niks wat aangaan nie. Hy dink hy's besig om met Esau te praat. Lynreg teen God se woord. Seën hy hierdie seun Esau in aanhalingstekens, terwyl dit eintlik Jakob was, en hy sê vir hom, mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vetgrond van die aarde en die oorvloed van koring en mos. Volke sal jou dien en nasies voor jou neerbuig, wees 'n heerser oor jou broers en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek en geseënd is hulle wat jou seën. Vriende, wat hierdie seën so belangrik en bindend maak is eenvoudig. In die tyd van Abraham, Isak en Jakob was daar nog nie iets soos 'n amptelike testament wat geskryf was en Gerard kry dit en Calvin kry dit en Regard kry dit en al die goedjies nie. Daar was nie so testament gewees nie, maar wat gebeur het is dat die sterwende pa die familie bymekaar roep en dan sou hy woorde aan hulle kommunikeer wat bindend was vir daardie familie, amper 'n last will and testament. Hy sal vir hulle hierdie waarheid deurgegee het. Gewoonlik by so 'n oordra van hierdie seën wat hy gegee het, sou die oudste 2 maal soveel geërf het as die res van die kinders. Hy sou tydelik 'n ryk man gewees het met dit wat hy geërf het by sy pa. Hy sou baie aansien geniet het. Hy sou as hoof van die familie aangestel word en eintlik in die plek van die pa funksioneer het. En dan baie belangrik, God se volk het ook hierdie woorde van die patriarg of die pa dan beskou as profetiese woorde wat van God afkom. God praat nou deur my pa tot sy gesin. U kan dit later vergelyk daar in Genesis, hier by 49:50, toe Jakob sy 12 seuns geseën het. Hoe van hierdie dinge in vervulling gegaan het in die geslagte wat gekom het. Isak beloof aan in aanhalingstekens Esau, wat eintlik maar Jakob was, vrugbaarheid en rykdom, heerskappy. En die Bybel sê vir ons, hierdie seën is oorgedra na Esau volgens Isak, wat eintlik toe na Jakob toe oorgedra is. En nou kan ons sê, so far, so good. Maar daar's nog 'n seën in die veld, wat nou moet terugkom huis toe. En nou vat ek jy gou na die seën in die veld toe. Maar toe Isak Jakob klaar geseën het, en Jakob nog skaars van sy vader af weggegaan het, kom sy broer Esau van die jag af, en hy maak ook 'n lekker ete en bring dit na sy vader, en sê aan sy vader, laat my vader hom oprig en eet van die wildsvleis van sy seun, sodat u siel my kan seën. Esau kom nou met hierdie lekker ete aan, en sy vader Isak vra hom, wie is jy? Wie is jy? En hy antwoord, ek is Esau, u eersgeborene. Die woorde, toe skrik Isak geweldig. Hierdie woorde in die oorspronklike taal beteken dit, hy het letterlik aan die bewe gegaan. Die skok het hom so oorweldig, want hy het besef, dat God bring hom nou in die gerig. Isak het geweet, wie die een is wat die belofte moet ontvang, wie die een is wat die seën moet ontvang.
Alhoewel hulle deur hulle sonde en deur bedrog hierdie seun gekry het, bring die Here ook vir Isak tot verantwoording, om vir hom te sê, jy sal nie my planne dwarsboom nie. Ek is God en buiten my is daar geen ander God nie. Isak sê, wie is dan die wat wild gejag en vir my gebring het? En ek het van alles geëet voordat jy gekom het en hom geseën, ook sal hy geseënd bly. So Isak sê, luister, ek stry nie verder teen God nie. Ek sien dat God hier in beheer is en ek kan nie hierdie seun terugtrek nie. Jakob sal die geseënde bly. Jy sien, Esau kom selfvoldaan hier by sy pa aan. Hy het gerieflikheidshalwe vergeet van die eerstgeboorte reg wat hy verkoop het vir 'n pot lensiesop, en Esau het God buite rekening gelaat, soos Isak God buite rekening gelaat het, soos Rebekka God buite rekening gelaat het, en soos Jakob God buite rekening gelaat het. Daarom het ek vir u gesê, dis 'n disfunksionele verbondsfamilie. Maar God sal nie sy plan in die wiele laat ry deur die sonde van mense nie. Die skok van sy lewe het op hom gewag, toe hy hoor dat Isak alreeds sy broer Jakob geseën het. Isak besef dat God is nou besig om met hierdie gesin te praat. En die skok wat hom oorweldig, die oorspronklike taal sê, amper sy lede het amper half losgeraak, sy ledemate, soos hy gebewe het, want hy het besef, God is in beheer. Nou lees ons vers 38 of vers 34, toe Esau die woorde van sy vader hoor, skree hy met 'n baie groot en bitter geroep. En hy sê vir sy vader, seën my ook, my vader. Hierdie bitter geroep, vriende, kon ver en wyd gehoor geword het. Dit was nie 'n muur met 'n dak soos hier nie, dit was tente gewees waarin hulle gebly het. Die mense, die diensknegte, heel moontlik Rebekka en almal het gehoor hoe hierdie oudste broer bitter uitroep, seën my ook, my vader. Die pa antwoord, jou broer het gekom met bedrog en jou seun weggeneem. Daarop sê hy, sou hulle hom Jakob noem, omdat hy my nou al 2 keer onderkruip het? My eerstgeboorte reg het hy geneem, is nie waar nie? Esau het sy eerstgeboorte reg, ja, hy het dit verkoop. Hy het dit nie belangrik geag nie. Hy het my eerstgeboorte reg geneem, en daar neem hy ook nou my seun. Verder vra hy, het u nie vir my ook 'n seun oorgehou nie, my vader? Toe antwoord Isak en sê, kyk, ek het hom as heerser oor jou gestel, en aan hom al sy broers as dienaars gegee, en ek het hom met koring en mos versorg. Wat kan ek dan vir jou doen, my seun? Daarom het Esau aan sy vader gevra, het u nie net een seun nie, my vader? Kan u die belangrikheid van die patriarg seun, die hoof van die huis se seun, na sy kinders toe verstaan? Hierdie laaste woorde van die pa aan die kinders, seën my ook, my vader. En Esau het sy stem verhef en geween. En hierdie was nie 'n hartseer geween nie, hierdie was frustrasie. Dit was woede. Hoe durf Jakob hierdie seun van my wegneem? Toe antwoord sy vader Isak en sê vir hom, kyk, ver van die vetgrond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarbo. Van jou swaard sal jy lewe, en jou broer sal jy dien. Maar as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk. Hierdie was amper 'n vloek en nie 'n seën nie. Alhoewel Esau ook deur die swaard sou lewe en suksesvol wees later in sy lewe, was daar hierdie absolute lyn wat getrek is, waar Esau besef het, God het Isak gekies. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat Esau het hy gehaat. En vriende, in vers 41 sien ons, en Esau was Jakob vyhandig gesind vanweë die seën, waarmee sy vader hom geseën het, en Esau het in sy hart gedink, die dae van die rou oor my vader is naby, dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Luister wat hy in sy hart bedink het dit oor sy mond uitgevloei? Die Bybel sê vir ons, dat hierdie storie het gou versprei. Dat Esau gesê het, ek wag net dat my pa doodgaan. Nou, Esau sou 43 jaar gewag het, hy sou ook homself moedeloos gewag het, maar die hele punt is net, Esau begin vir mense sê, ek wag net dat my pa doodgaan, dan gaan ek hierdie broer van my doodmaak.
Luister, as jy jou hand aan God se saak wil slaan, moenie dink alles gaan rooskleurig verder wees nie. As jy blaatant ongehoorsaam aan God gaan wees, as jy blaatant met sonde besig gaan wees, moenie dink dat jou lewe rooskleurig gaan wees nie. Vriende, ek doen geweldig baie berading. Ek praat met geweldig baie mense. Oor die 28 jaar in my bediening het ek honderde beradingssessies gehad en elke keer is die storie oor en oor dieselfde. Mense weet wat sê God, hulle is blaatant ongehoorsaam aan God. Die hartseer gevolge kom en dan verwag hulle God moet alles uitsorteer en alles weer laat wees soos dit was. Dit sal nooit weer dieselfde wees nie. Nooit, ooit weer nie. Vergifnis wis nie gevolge uit nie. Luister, vergifnis wis nie gevolge uit nie. Die Bybel sê vir ons in plaas van dat hulle they live happily ever after, net die teenoorgestelde beleef het. Hierdie verbondsfamilie was absoluut uitmekaar geskeur deur sonde en deur ongeregtigheid. In plaas van vrede is daar haat, vergelding, woede, bitterheid en 'n rits ander emosies wat na vore gekom het wat die hele gesin uitmekaar geskeur het. En ons gaan nou afsluit. Die Bybel sê maar toe hulle aan Rebekka die woorde van Esau haar oudste seun vertel. Hy het in sy hart bedink, soos ons in ons harte so doen ons. Moenie dink jy kan jou hart en jou kop en jou optrede van mekaar losmaak nie. Die twee werk saam, hulle is gesinkroniseer. Maar toe hulle aan Rebekka die woorde van Esau haar oudste seun vertel, stuur sy en laat Jakob haar oudste seun roep en sê vir hom, kyk, jou broer Esau sal hom op jou wreek deur jou dood te maak. My seun, luister dan na my. Maak jou klaar, vlug tog na Haran, na my broer Laban en bly 'n rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar en die toorn van jou broer teen jou bedaar en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het. Wat jy hom aangedoen het. Dan die Rebekka, wie se voorstel was hierdie gewees? Sy verontskuldig haarself nou. Ek is sies vir jou Jakob, jy gaan nou die straf kry, jy gaan nou na Laban toe. Dit was my hele storie, maar kom ons vergeet daarvan. Luister gou, hierdie kort tydjie, hoor dit staan daar, bly 'n rukkie, 'n kort tydjie by Laban, het verander na 21 jaar. In die tussentyd sou Rebekka doodgaan, Jakob sou nooit weer sy ma lewendig gesien het nie. Die Bybel sê vir ons, in plaas van dat hierdie storie goed uitgewerk het en alles 'n gelukkige einde gehad het, skeer hierdie familie uitmekaar. Isak is nog steeds in sy tent, Esau is boos vir sy broer vlug na Laban, Rebekka is daar en sy sal nooit weer hierdie geliefde seun van haar sien nie. Die Bybel sê vir ons, dan sal ek stuur en jou laat haal, waarom moet ek julle albei op een dag verloor? Verder sê Rebekka vir Isak, ek is moeg vir my lewe vanweë die dogters van Het. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Het, soos hulle is uit die dogters van die land, waarvoor lewe ek dan? Baie interessant is dat Rebekka dikwels die slagoffermentaliteit het. Arme ekke. Sies tog. Ek wil jou vra in jou huis, het jy die slagoffermentaliteit? Dink jy alles wat gebeur word teen jou gedoen? Dat alles wat in jou huis gebeur is om jou lewe vir jou moeilik te maak. Luister, jy is daar om 'n seën vir ander te wees. Vervul die rol en taak wat die Here jou gegee het. As moeder in die huis, moes sy die een gewees het wat haar man geëer het en haar kinders geleer het om God te eer, deur respek te hê vir hulle vader. En hierdie moeilike saak op 'n Bybelse manier uit te sorteer het. En nou kom ons by die einde, vriende. Net 2 slotgedagtes. As u vanmôre miskien in 'n familie of 'n huisgesin sit of by 'n werksplek of waar ook al en alles is besig om uitmekaar te val weens sonde wat jy in jou lewe gedoen het, oneerlikheid, bedrog, leuns, wat ook al, dan pleit ek by jou dat jy by die Here sal uitkom as jy sy kind is, dat jy jou sonde sal bely, as jy nog nie sy kind is nie, dat jy by die Here sal uitkom en dan die woorde van Spreuke 3 vers 5 tot 8 ter harte sal neem. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Jou planne is nie beter as God se planne nie. God se woord is die standaard. Moenie dink jy kan dit rasionaliseer of sonder rasionaliseer en die woord gebruik om jou te probeer verdedig in jou sonde nie. Moenie daar die fout begaan nie.
Hy sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoking vir jou gebeente. Die spreekwoord sê, voorsorg is beter as nasorg. Los die sonde, voor die sonde jou vat en jou insluk. Ek en my seun het onlangs 'n gesprek gehad, mekaar in die oë gekyk, en sê ek vir hom, seun, luister, as jy A, B, C, D doen, tot die dooddag, tot jou dooddag, sal daar gevolge in jou lewe wees. Die Here gee vergifnis, maar die gevolge sal bly voortlewe. Daarom, wees nie wys in jou eie oë nie. God se woord is vir jou gegee, bly by sy woord. Dit sal genesing wees vir jou liggaam. En dan die laaste gedagte wat ek vir u moet sê. En u moet vanmôre dit net ter harte neem. Selfs ons sonde kan nie God se volmaakte plan ontspoor of in die wiele ry nie. Ons sal skade ly, skande beleef, pyn en hartseer as gevolg van ons sonde, maar God se wil sal geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Selfs dit wat op die wêreldfront gebeur, gebruik God alles om sy volmaakte plan te laat geskied. Luister wat sê die Bybel, Psalm 135 vers 6, alles wat die Here behaag, doen hy in die hemel en op aarde, in die see en al die dieptes. Luister, jy en ek is nie op die troon nie. God is. As ons met sonde besig raak, sal ons die skade en die skande daarvan beleef, maar God se volmaakte plan sal geskied. Onthou u vir Dawid? Onthou u vir tannie Batseba? Onthou u die kind wat gebore is, wat gesterf het? Maar sê gou vir my, wie was die tweede kind wat hulle saam gehad het? Salomo. Een van die suksesvolste konings. Die Here vat hierdie sondige verhaal, hy tug vir Dawid, Dawid ly baie smart, maar hy gee ook 'n seën ander kant, dat hierdie man Salomo dan ook 'n suksesvolle koning sal wees. Waarom? Want hy is genadig en hy is barmhartig. Die volgende ene, Jesaja 43:13, ook van vandag af is dit ek, en niemand red uit my hand nie. Ek werk en wie kan dit keer? Esau het gedink dat hy en sy pa Isak hierdie plan van God in die wiele sal ry, en net die teenoorgestelde het gebeur. Jesaja 46 vers 9, dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Vriende, hoor gou, ek sluit af. Wanneer het God die verlosser Jesus Christus beloof vir hierdie wêreld? Na die sondeval? Voor die grondlegging van die wêreld. Het God al reeds gesê sy seun sal sterf. Hy het presies geweet wat sal gebeur, alhoewel die mens vir sy eie dade verantwoording sal doen, het die Bybel presies vir ons gesê, God weet, hy kondig die begin en die einde aan. En het u al daaraan gedink, mense vra vir my nou, Gerard, wat is die voordeel van die sondeval? En ek sê daar is geweldig baie hartseer nadele, maar daar is een voordeel. Ons ontvang genade. Ons leer die genade van die verlosser Jesus Christus ken in hierdie sondige, bose, gebroke wêreld. Ons sal dit op geen ander manier leer ken het nie. Maar moenie dink dat enige mens, nie die vyand, nie engele of owerhede of magte of koninkryke sal God se plan in die wiele ry nie. Handelinge 15 vers 18, aan God is al sy werke van ewigheid af bekend. Genesis 27, disfunksionele verbondsfamilie. Is vanmôre vir my en vir jou 'n waarskuwing. Moenie God probeer uitoorlê nie. Ek en jy sal tweede kom. Wees verseker dat God alles ten goeie sal laat meewerk vir die wat hom liefhet. Sy volmaakte plan sal in vervulling gaan. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here God is. Moenie jou sonde regverdig omdat jy besig is met goed wat die Bybel vir ons sê jy moet nie besig mee wees nie. Laat jou weg aan die Here oor
en hy sal vir jou sorg. Kom ons bid saam. Vader, eintlik 'n baie hartseer gedeelte in die Bybel. En tog is ons opgewonde om te sien dat U alles in die holte van U hand hou. Dankie dat geen mens U plan kan verydel nie. En dat ons weet, Here, dat U die heilige God hierdie wonderlike verbondsbelofte vervul het in hierdie man Jakob, die 12 stamme van Israel. En die Bybel sê vir ons, in die nuwe Jerusalem sal die fondamente van die stad die 12 name van die stamme van Israel dra. Here, dankie dat U die getroue God is, al is ons ontrou. Ons sal nie eendag in die hemel met te veel mense praat en vir Petrus vra, hoe was sy tyd op aarde, en vir Paulus vra, hoe was jou sendingreise, en al die klomp gebabbel wat mense mee besig is nie. In die ewigheid gaan ons tyd hê vir net een ding. Net vir een saak, net vir een persoon. Dit is die Here Jesus Christus, die getroue wat vir ons die weg gebaan het, vir ons die hemelpoort oopgesluit het, en vir ons ingenooi het in sy koninkryk, vir ons betaal het vir ons sonde en ons verseël het met sy gees. Help vir ons, Here, om dit nooit uit die oog te verloor nie. Help vir ons om getrou aan U te bly. Help vir ons om nie ons sonde te regverdig met allerhande slim redenasies nie, maar leer ons om heilig te lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Here, bewaar ons as gesinne dat ons nie 'n disfunksionele gesin sal wees nie. Dat pa nie teen ma sal werk en ma teen pa, en die kinders teen die ouers en die ouers teenoor die kinders, en daar gunstelinge in die huise sal wees en ons soveel verdriet op onsself laai nie. Leer ons God se orde. Is God Christus, die man, die vrou, die kinders. Mag ons floreer onder hierdie wonderlike genade van U, en mag ons 'n gesin wees, families wees, wat U in alles behaag.